Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre, yes, good morning. En ons weet sommer jy gaan 'n heerlike dag saam met ons geniet. Hoe was jou naweek? Lekker gewees? Weet jy, uitputtend, maar baie lekker. Baie lekker, ek moet sê. Is altyd lekker as 'n ou die einde van die maand op 'n besige en 'n hoë noot kan afsluit. Net so. Ja, so ons hoop die naweek was heerlik vir jou ook en dat jy slag gereed is om hierdie week saam met ons aan te pak. Hoop en hoop, daar's hy Rosie. Nee ja, vandag het ons 'n lekker program. Ons gaan gesels met Reino van der Berg en Martin Herbst van Stretching South Africa oor 'n unieke tegniek om die liggaam weer soepel te kry. Die Small Women's Challenge is terug met die tema Celebrate. Wat sê hulle? Celebrate? #celebrate her. #celebrate her. Yes. Jy sien dat ek net die bril opsit. #celebrate her. #celebrate her, them, hers. En die organiseerder Rita Ingen Bleek. Sy gaan 'n bietjie meer vertel oor vanjaar se groot padwedloop. Ons gesels ook met Lorraine van Style and Makeup Effect oor hoe die lengtes van kledingstukke jou uitrusting kan balanseer. En dan is Dassie en Robbie Wessels hier met hulle splinternuwe enkelsnit. Koop vir jou 'n bakkie. Daar sê, koop vir jou Kan nie wag om dit te hoor nie. Ja, lekker. albei bestuurbakkies. Ja. Ja. So dalk is daai liedjie dan nou vir my. Dit Koop is vir jou dalk vir jou. bakkie. Ons sal kyk. Ons sal net kyk. Goed, ons begin met ons oggendpraatjies. Nou duisende atlete het op die naweek van die 23ste Mei die Londen Marathon aangepak, maar een man het almal se oë laat trek. Jordan Adams het die marathon met 'n yskas wat 25 kg weeg op sy rug voltooi. Blykbaar het die man wat met 'n yskas op sy rug draf baie vermaak aan toeskouers verskaf, maar dit was beslis nie die bedoeling nie. Die yskas was bedoel om as simbool te dien. Jordan hardloop om bewusmaking van frontotemporale demensie, die siekte wat sy ma se lewe op 52-jarige ouderdom geëis het, te skep. Vir Jordan en sy broer, Cyan, is die 25 kg yskas op sy rug 'n manier om die emosionele en fisiese gewig wat mense wat aan demensie ly en die mense om hulle dra uit te beeld. Albei die boeties dra die genetiese mutasie wat beteken dat daar 'n 99,9% kans is dat hulle self in hulle 40's simptome van die siekte sal ontwikkel. Hulle laat hulle egter nie onderkry nie en gebruik hulle storie om geld vir navorsing in te samel en hoop vir ander families te bring. Hulle het reeds honderde duisende pond ingesamel. Oulike storie. Baie Dit mooi is 'n gebaar, baie oulike mooi. storie en dit is net so 'n pragtige verhaal van hoop en om bewusmaking te skep. Ons het 'n paar weke terug op ons Goeiemôre Good Morning in diepte met Dr. Ben Moody gesels en hy is 'n plastiese chirurg, maar hy het iewers 'n verbinding gevind tussen demensie en jou limfnode. So hy het hierdie operasie gedoen. Dit lyk asof dit nou toe dit gebeur het, dit lyk asof dit nou 'n bietjie sukses gehad het, maar dit is 'n ongelooflike eensame siekte. So ek dink die feit dat hulle nou hierdie ding saam met hulle dra, ek weet mense was seker vermaak daardeur, maar dit is vir 'n groot doel en dit is vir iets wat baie mense mee struikel. My ouma is oorlede aan demensie. So dit is net baie hartseer om te sien hoe iemand verdwyn. Ja, en ek dink nie dis maklik nie, hoor. Nee. Ek dink dit moet nogal 'n ding wees om met 'n yskas te draf. Well, hats off to them en baie dankie dat hulle daai bewusmaking op daai manier skep. En ek dink die metafoor daarin is regtig so amazing van mens besef nie hoe swaar so siekte of ding wat hy onderlede het op 'n ou en die mense rondom jou is. Ja. And to carry that fridge in the first place, then to carry it for 42.2 kilometers and still finish the race, it's just something that's so special. En ook die hartseer ding is, hy en sy boetie het die toetse gedoen en daar is, soos wat jy gesê het, 99.9% dat hulle daai gene dra, and that they might get it, but they are using their platform, I suppose, to create awareness, and hopefully by the time their symptoms are bad, there will be a cure. Ja. As hierdie nou een of ander energiedrankie se boxcard racing of iets was dit dalk 'n man wat met 'n yskas op sy rug geloop het en in case you thirsty, open the door and help yourself. Typies in Suid-Afrika. Verstaan. Dis wat hulle gedaan het. Kom ons gaan hardloop, maar maak maar oop my yskas en kry vir jou 'n drinkdingetjie. Imagine, om 'n 25 kg yskas nog te load met drankies. I don't think so. We're moving on to our next story. After nearly 6 years of rehabilitation at the Two Oceans Aquarium Foundation,
Turtle Conservation Center, a juvenile loggerhead turtle named Kai has finally been released back into the ocean. Kai was rescued near Struisbaai in November 2020. Listen to this, weighing just 533 grams. Dit is 2 stukkies botter en 'n lepeltjie daarbo op. He suffered from severe buoyancy and lung problems that made it difficult for him to swim normally. Over the years, veterinarians, physiotherapists, and conservation staff developed innovative treatments, including custom-made flotation and buoyancy devices to help him recover. By the time he was released into the De Hoop Marine Protected Area on the 14th of May this year, Kai weighed an incredible 100 kilos. Wat 'n vordering in 6 jaar. And his release involved a large support team who transported him carefully from the aquarium to the beach using a bakkie, a buggy, and a quad bike. And once his flippers touched the ocean, Kai immediately swam back into the wild. Before release, Kai was fitted with a satellite tracking tag so that researchers can follow his movements and learn more about how rehabilitated turtles adapt to life back in the ocean. In his first week back at sea, Kai traveled 76 kilometers along the South African coastline. Talita Noble-Troll, conservation manager at the Two Oceans Aquarium Foundation, said that this distance is very suitable for a turtle recalibrating and adapting to life in the wild after 6 years in rehabilitation. But she also added that there's a lot for Kai to get used to again, and he seems to be taking things steadily and slowly for now. Beautiful. Weet jy wat is net vir my altyd so lekker om te hoor? Die feit dat daar soveel van hierdie organisasies is wat daai moeite doen. Ek is nogal iemand wat daarvan hou of glo dat daai bewusmaking nodig is en dat 'n mens ook moet kyk hoe 'n mens hulle kan ondersteun. Ja. Maar dis net wonderlik om te hoor van so 'n suksesverhaal. Dit is, en ek bedoel, it's 6 years in the making. So you've got to kind of walk a journey with this little turtle that arrived weighing less than half a kilo, and 6 years later it's 100 kilos. Yeah. And now he can kind of fend for himself and he can swim. I just think the cutest part of this story was the fact that little Kai had a physiotherapist. What do you do for a living? Well, I'm a turtle physiotherapist. I mean, it's just, you forget about the amount of people that are involved in something like this. And this is one turtle. Ja. En ek dink moet baie meer gedoen word om die seelewe te beskerm. Ja. Lê my persoonlik mos nou maar baie na in die hart. Ja. So, nee, dis oulik, klein Kai. Ja. En jy kan sy vordering gaan dophou, né? There is a newsletter. It's very cute. It's called Turtle Tales. And you can sign up for that newsletter if you want to find out what Kai is up to and how much swimming he's doing in the big wide ocean where he lives now. Wonderlik. My hart is nou so warm. Myne ook. Dankie, Ras. Dankie. Daar sal jy sien vir ons as joernaliste wys jy net daar's altyd 'n storie en 'n mooi storie en 'n lekker storie en die wêreld is vol stories. Swem, Jannie, swem, Jannie, swem. Nou ja, toe julle kan net daar bly waar julle is. Hou julle sterk want na die breek gaan ons gesels met Stretching SA Rehabilitasie en Soepelheidskliniek. Daar sê ons gaan hierdie stywe lywe lekker soepel maak en dan is hierdie oggend net soveel lekkerder en mooier. By goeiemôre, good morning. #, just say.